Dit was nou al lekker winter in die groot bos, en soos enige van die diere, het Katrein ook heerlik in die son gelê in die dag. Soos die son geskuif het, het Katrein ook geskuif. Die enigste tyd wat sy opgestaan het, was om vir Mila Muis môre te sê. Sy het geslaap en geslaap en geslaap, en baie min kon haar steur. Maar as die son gesak het, dan was Katrein so wakker soos 'n akker. Sy het die hele nag buite gespeel, goggas gevang en dan vir mevrou Boer as geskenkies aangedra. Katte doen dit as hulle wil dankie sê vir die persoon wat na hulle kyk en hulle versorg. Mevrou Boer was nie so opgewonde oor die geskenkies soos Katrein nie en moes elke keer die goggas en klein geitjies red. Maar sy het altyd eers vir Katrein dankie gesê. Die geitjies se sterte het gewoonlik afgeval en die motte het verskrik rondgevlieg. Spin Katrein, toe mevrou Boer die aand oor haar sagte pels vryf. Dankie my liefste kat. Dankie dat jy so mooi sorg vir ons. Maar mamma moet hierdie geitjie weer buite gaan sit. Goed. Vra mevrou Boer. Een aand is mevrou Boer al vroeg bed toe. Wagter en Boer was kort op haar hakke. Katrein het so lekker geslaap in die winterson in die dag. Dit was of sy haar batterye gelaai het in die son. Nog voordat die kamerdeur toe was, was Katrein uit by die venster. Sy het so lekker gespeel en probeer om die vleiende goggas te vang, dat sy bietjie verder van die huis af weggedwaal het as gewoonlik. Dani Duisendpoot het sy 1000 kinders in die bed gesit en mooi vir hulle 'n storie gelees. Hulle het een vir een aan die slaap geraak. Dani het sy skoene uitgetrek en vir hom 'n koppie koffie gemaak. Katrein speel en speel nog so, toe sy skielik iets sien beweeg in die sand. Dis 'n perfekte geskenk vir mevrou Boer, dink Katrein. Katrein spring bo op haar prooi. Sy vang hom en draf ewe trots huis toe. Maar o aarde, wat maak so? Katrein, Katrein, skree 'n klein stemmetjie iewers benoud. Sy stop en kyk rond, maar sy sien niks nie. Sy hardloop toe verder en spring rats deur die huis se venster. Sy was so trots op haar geskenk vir mevrou Boer, 'n lekker vet wurm. Sy kon sommer voel hoe die wurm se voete in haar mond wriemel. 'n Mens sal dink Katrein het al genoeg diertjies in die bos geleer ken en dat sy sou weet die 1000-poot gesin bly naby aan die plaashuis. Maar as haar jagtersinstink eers inskop, weet sy glad nie meer wie haar vriende of wat kos is nie. Net toe hoor sy weer die stemmetjie, sag, Katrein, Katrein. Sy kyk weer rond, maar sien niks. Mila Muis het geweet Katrein speel so lekker buite in die nag. Sy het nog altyd gewens dat sy kon saamspeel buite, maar dit was net te gevaarlik. Toe hoor sy hoe Katrein in die huis inkom en sy spits haar ore. Sy hoor 'n klein stemmetjie skree en haar muisoortjie spits dadelik nog hoër. Sy hardloop vinnig by die gaatjie in die gangmuur uit en gaan staan voor Katrein. Katrein, nee wag. Dani 1000-poot is in jou mond. Spoeg hom uit, sê Mila Muis kwaai. Katrein kyk vir Mila verward aan en spoeg dadelik vir Dani uit. Dani lê op die grond opgekrul, vol van Katrein se spoeg. Katrein begin hom dadelik aflek. Nee toch, Katrein, nee, stop, mompel Dani. Dani, ek het so jammer. Ek het nie geweet dis jy nie. Ek het so lekker gespeel en ek het nie besef. Ek het so ver weggedwaal van die huis af nie. As ek geweet het, dis jy of een van jou 1000 kinders, dan sou ek jou nooit gevang het nie. Jy weet hoe mal is ek oor julle 1000-poot gesin, sê Katrein baie jammer oor wat sy gedoen het en gaan lê sommer met haar koppie op haar voete voor Dani. Dani strek sy 1000 bene uit en stap nader aan Katrein. Dis reg so, Katrein. Ek weet jy het dit nie as prins gedoen nie, maar sal jy my asseblief kan terugneem na my kinders toe? Dit gaan vir my bietjie lank vat om self huis toe te loop, sê Dani. Enige iets vir jou, Dani. Dis die minste wat ek kan doen na hierdie hele nagmerrie. Maar die enigste manier wat ek jou weer kan terugkry, is as ek jou weer in my mond sit. Ek beloof ek sal versigtig wees. Net toe gaan mevrou Boer se deur oop. Mila Muis hardloop vinnig na haar gaatjie toe in die muur.
Mevrou Boer sien die verskriklike groot duisendpoot in die sitkamer. Sy is nie bang vir enige van die goggas wat Katrein inbring nie, maar die wurms was vir haar bietjie erg. Sy het hulle gewoonlik opgetel en by die venster uitgegooi. Dani het al die gruisame stories gehoor by die ander wurms en krul dadelik weer in 'n bondeltjie op. Katrein besef wat mevrou Boer gaan doen en gryp vinnig weer vir Dani in haar mond en spring by die venster uit. Net nie weer dit nie, Sê Dani by homself, maar hy is eintlik so dankbaar dat Katrein so vinnig is. Katrein hardloop so vinnig as wat sy kan na Dani Duisendpoot se huis toe. Baie versigtig om nie vir Dani seer te maak nie.